Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor om standpunt in te neem vir Christus. Om standpunt in te neem vir Christus. En ons skrifgedeelte vanoggend is uit Lukas 23, die laaste 7 verse, vers 50 tot 56. Lukas 23, verse 50 tot 56. Terwyl ons dan die woord van God oopmaak, kom ons maak die oë toe. Hemelse Vader, U vereer ons elke dag wat U vir ons gee. Elke asemteug wat ons inasem, kom uit U hand, uit U genade. Dankie Here dat U ons so lief het, dat U ons aanneem as kinders en ons dan as kinders na U toe kan kom en sê, Vader, leer ons asseblief. Here, en daarom kan ek vra met vrymoedigheid dat U elkeen wat vanoggend luister, op so 'n spesiale manier sal seën, deur hulle ore oop te maak om die boodskap te hoor. Help hulle om te verstaan, Here, en dat hulle hierdie boodskap in hulle harte sal bewaar. Here, en ek vra dat U my ook sal seën, dat U my lippe sal aanraak, my stem sal wees en deur my sal spreek. In Jesus naam. Amen. Verskoon geliefdes, die hoes kom en gaan maar nog. Nou geliefdes, kom ons maak dan God se woord oop by Lukas 23 en ons lees vanaf vers 50. En kyk, daar was 'n man met die naam Josef, afkomstig van 'n Joodse dorpie Arimatea. Hy was 'n goeie en opregte man en het die koms van die koninkryk van God verwag. Hoewel hy lid van die Joodse raad was, het hy nie met hulle besluit en optrede saamgestem nie. Hierdie man het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Nadat hy dit van die kruis afgehaal het, het hy dit in linne toegedraai en in 'n rotsgraf neergelê waar er nog nooit tevore iemand begrawe was nie. Dit was Vrydag en die Sabbat het al begin aanbreek. Die vroue wat saam met Jesus van Galilea afgekom het saamgeloop en die graf gesien en gekyk hoe sy liggaam neergelê word. Daarna het hulle huis toe gegaan en reukolie en salf reggemaak. Op die Sabbatdag het hulle gerus, soos die gebod bepaal. Ons lees tot sover, mag die Here sy woord vanoggend ryklik aan ons seën. Geliefdes, die evangelis Billy Sunday het altyd vertel van 'n belydende Christen wat 'n werk gekry het by 'n houtkapperskamp, wat die reputasie gehad het dat hulle baie goddeloos is. En 'n vriend wat toe hoor dat hy daar aangestel is, het vir hom gesê, as daai houtkappers uitvind dat jy Christen is, gaan jy 'n moeilike tyd beleef. En die man het geantwoord, ek weet, maar ek het die werk nodig. Die volgende oggend het hy na die kamp toe vertrek en 'n jaar later het hy huis toe gekom vir 'n besoek. En terwyl hy in die dorp was, het hy sy vriend raakgeloop wat gevra het, en wel hoe dit gegaan. Het hulle jou moeilike tyd gegee omdat jy 'n Christen is? En hy sê, ag nee, glad nie. Hulle het my nie 'n bietjie moeilikheid gegee nie. Hulle het dit nooit eers uitgevind nie. En terwyl ons dalk kan lag oor hierdie storie, sal daar baie van ons wees wat ek glo wat ineen sal krimp, want dit sny 'n bietjie naby aan die been. As jy in 'n wêreld leef wat vyandig gesind teenoor die Christendom is, dan is dit maklik om in te pas. Om vir hulle vuil grappe te lag, om nooit die kinderstories te konfronteer nie, en nooit 'n woord te sê wat jouself as 'n Christen sou identifiseer nie. En boonop kan dit jou reputasie of selfs jou werk kos. En soms is dit selfs onder Christen vriende moeilik om aan jou oortuigings vas te hou uit vrees vir wat hulle sal dink. En daarom moet jy belangstel in hierdie verhaal van Josef van Arimatea, die man wat Jesus begrawe het. Niemand weet waar Arimatea regtig geleë was nie, maar die benaming help om hom van ander Josefs in die Bybel te onderskei. Ons sien hy was 'n lid van die Joodse Sanhedrin, die liggaam van 70 manne wat die godsdienstige en baie van die burgerlike sake in Israel beheer het en reguleer het.
En dit was hierdie Sanhedrin wat Jesus ter dood veroordeel het, alhoewel Josef nie tot hulle plan en optrede ingestem het nie. Maar waarskynlik het hy homself nie so kragtig uitgespreek daarteen as wat hy moes nie. Johannes 19 vers 38 vertel ons dat hy 'n geheime disipel van Jesus was, uit vrees vir die Jode. En sy vrees het veroorsaak dat Josef nie 'n sterk of 'n dapper standpunt vir Christus ingeneem het nie, al het hy in sy hart geweet dat hy dit moes gedoen het. Maar nou nadat Jesus dood was, toe sy volgelinge weggekruip het, het Josef sy moed bymekaar geskraap, soos in Markus 15 vers 43 sien. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra, sodat hy hom 'n behoorlike begrafnis kon gee. As hy dit nie gedoen het nie, dan sou Jesus se liggaam waarskynlik op 'n vullishoop gegooi en verbrand gewees het, wat ons van sommige van die belangrikste bewyse van die opstanding sou beroof het, soos ons sal sien. Ons kan Josef dus bedank dat hy Jesus met 'n behoorlike begrafnis vereer het en vir ons baie bewyse vir ons geloof gegee het. Josef het skynbaar niks gehad om te wen nie, en alles om te verloor, deur homself op hierdie tydstip met Jesus te identifiseer. Jesus was dood en niemand het sy opstanding verwag nie, so dit sou makliker gewees het om vir Josef om te dink, ag wel, Jesus was 'n goeie man en 'n profeet van God, en is jammer dat hierdie dinge gebeur, maar die lewe moet aangaan, en ek sal meer invloed hê as ek nie die boot skommel en my plek in die Sanhedrin net kan behou. Ek moet liewerster niks doen wat enigiemand ontstel en my invloedryke posisie in gevaar stel nie. Maar ten spyte van die risiko's het Josef uit sy wegkruipplek gekom en 'n sterk standpunt vir Jesus ingeneem deur hom 'n behoorlike begrafnis te gee. En so gee hy ons 'n voorbeeld van wat ander skrifgedeeltes deur voorskrifte leer, dat die Here wil hê dat ons almal vir hom moet staan in hierdie vyandige wêreld. Wonderlik, hoe doen ons dit? Baie meer kan gesê word, maar ons teks openbaar ten minste 3 faktore wat ek glo wat sal help. En die eerste is, om vir die Here standpunt in te neem, gaan gereeld na die voet van die kruis. En ek kan nie met sekerheid sê wat Josef uit sy wegkruipplek laat kom het nie. Miskien was dit die gevolg van 'n lang proses. Hy het Jesus se lering gehoor, veral daardie laaste week in die tempel. Hy het berigte van sy wonderwerke gehoor, vir al die opwekking van Lazarus uit die dood. En omdat hy die skrif geken het, het hy besef dat Jesus die vele messiaanse profesieë op 'n unieke manier vervul het. En hy kon ook die jaloesie en die selfsug van sy medelede van die raad sien. En anders as die meerderheid van hulle, vertel Lukas ons dat Josef 'n goeie en regverdige man was, wat die koms van die koninkryk van God verwag het. In verse 50 en 51, en ons sien iets soortgelyk ook in Lukas 2 vers 25. En soos Josef se oortuigings oor Jesus gegroei het, het hy ook meer ongemaklik gevoel met die sienings van sy medelede in die Sanhedrin. En uiteindelik kon hy dit nie langer inhou nie. Maar ek dink die beslissende faktor wat Josef oor die lyn gestoot het, was om by die kruis te staan en Jesus te sien sterf. En Lukas sinspel hierop in vers 47, wanneer hy sê dat toe die hoofman oor 100 die gebeure by die kruis gesien het, veral Jesus se laaste uitroep, het hy in lof uitgebars. En in die volgende vers berig hy dat toe die menigtes sien wat gebeur het, het hulle huis toe gegaan, het op hulle borste geslaan. En hy berig ook dat Jesus se kennisse en die vroue wat hom gevolg het, op afstand gestaan en hierdie dinge gesien het in vers 48. Maar dan voeg hy by en kyk. En hy sê dit om ons aandag te trek. Nie net het sy volgelinge hierdie dinge waargeneem nie, maar van alle mense het 'n lid van die raad hierdie dinge gesien. Om die lig te sien verdonker, Jesus aan die kruis te sien, sy laaste woorde te hoor, die hoofman se lof te hoor, die menigte in rou te sien vertrek. Dit alles het bygedra totdat Josef gesê het, dit is genoeg. Ek kan my oortuigings nie meer wegsteek nie. Ek gee nie om wat dit my kos nie. Ek gaan na Pilatus sodat ek hierdie man die ordentlike begrafnis kan gee wat hy verdien. Geliefdes, die kruis is die middelpunt van die Christelike geloof. Alhoewel ons nie kan staan en die gebeure eerstehands kan inneem soos Josef en die ander daardie dag gedoen het nie, moet ons tog gereeld na die voet van die kruis kom en oor implikasies daarvan dink.
Paulus het die kern van die evangelie opgesom in 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4 toe gesê, Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte, hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die skrifte. Die kruis is sentraal. Jy sal dit ook sien in Galasiërs 2 vers 20 en Galasiërs 6 vers 14. En as jy gereeld daarin gaan, dan sal jy nie dieselfde wees nie. Dit sal jou versterk om standpunt vir Christus in te neem. En ek wil hê julle moet let op hierdie besonderhede oor die kruis. Eerste, om na die kruis te gaan, sal ons daaraan herinner dat Jesus gesterf het. En dit klink half dom om dit te sê, dit klink voor die hand liggend, maar dit is 'n belangrike feit om vas te stel. Want as Jesus nie werklik gesterf het nie, dan het hy nie vir ons sondes gesterf nie. En as hy nie gesterf het nie, dan is hy nie liggaamlik opgewek nie. In welke geval, soos Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 17 sê, julle geloof waardeloos is, julle is nog in julle sondes. Jesus het nie net beswyk of in 'n semi-komatose toestand verval om later weer bygebring te word, so sommige liberale beweer nie. Die evangelies maak dit duidelik dat Jesus fisies gesterf het. Die soldate het Jesus as dood beskou, sodat hulle nie sy bene gebreek het om die dood te bespoedig, soos hulle met die ander 2 mans aan die kruis gedoen het nie. Inteendeel, een van die soldate het sy spies in Jesus se sy gesteek, sodat bloed en water uitgestroom het, soos ons in Johannes 19, vers 31 tot 34 sien. En as hy nie voor die dood was nie, sou daar die spiessteek hom doodgemaak het. In Markus 15 vers 4 en 45 berig ook dat Pilatus van die Romeinse hoofman oor 100, wat beslis 'n lewende gevange van 'n dooie een geken het, vasgestel het dat Jesus dood was, voordat hy die liggaam aan Josef vrygelaat het. As ons die ooggetuies van die evangelieskrywers aanvaar, is daar geen twyfel dat Jesus fisies gesterf het nie. En hierdie skynbaar toevallige feite van Jesus se dood, het spesifieke Ou Testamentiese profeseë vervul. Die feit dat hulle op so ooglopend onbedoelde wyse vervul is, beklemtoon God se soewereiniteit en die noukeurige akkuraatheid van Bybelse profeseë. Byvoorbeeld, die feit dat die soldate die bene van die 2 mans aan weerskante van Jesus gebreek het, maar nie sy bene gebreek het nie, ten spyte van bevele om dit te doen, het die skrif beveel dat geen een van die paaslam se bene gebreek mag word nie, soos ons in Exodus 12 vers 46 lees en ook in Psalm 34 vers 20. En die soldaat se deurboring van Jesus se sy was waarskynlik 'n bevlieging van sy kant af, maar hy het Sagaria 12 vers 10 vervul, soos wat sê dat Israel na my sal kyk vir wie hulle deurboor het. En tweedens, om na die kruis te gaan, sal ons daaraan herinner dat Jesus vir ons sondes gesterf het. Jesus het nie 'n gewone dood gesterf soos die van die ander 2 diewe nie. Hy het homself as die lam van God aangebied, die plaasvervangende offer vir ons sondes. In die duisternis op die middaguur het die oordeel uitgebeeld wat God oor Jesus uitgestort het. En sy uitroep, my God, waarom het hy my verlaat, openbaar sy lyding, toe hy tot sonde vir ons gemaak is. En die geskeurde voorhangsel in die tempel wys dat Jesus deur sy dood die weg na die allerheiligste oopgemaak het. Die kruis het God se heilige toorn teenoor ons sondes bevredig, sodat hy vry is om beide self regverdig kan wees en regverdig kan maak wie hy die geloof in Jesus is, volgens Romeine 3 vers 26. Soos ons dikwels dink aan wat Christus daar vir ons gedoen het, sal dit ons versterk om 'n dapper standpunt in te neem vir hom, wat dit alles uit liefde vir ons verduur het. En derdens, om na die kruis te gaan, sal ons herinner dat Jesus begrawe is. En waarom noem Paulus Jesus se begrafnis in sy opsomming van die evangelie? Want Jesus se begrafnis is verdere bewys van sy dood. As daar net 'n glinstering van lewe in hom oor was, dan sou Josef en diegene wat hom gehelp het om die liggaam af te haal en het vir die graf voor te berei, dit tog sekerlik opgemerk het. Soos ek reeds genoem het, gee die feit van sy begrafnis in die graf, in teenstelling met hom op die stortingsterrein in die dal van Gehenna gegooi te word, gee vir ons verskeie bewyse van sy opstanding. Ons het die leë graf. Die disippels het die grafdoeke in die graf sien lê. Die swaar klip wat teen die ingang gerol is en verseël met die Romeinse seël en bewaak deur die Romeinse wag, gee ons 'n bewys dat die graf
veilig was teen grafrowers. En Jesus se begrafnis is ook verdere bewys van sy ware menslikheid. In die vroeë dae van die kerk het 'n dwaalleer genaamd docetisme ontstaan, en dit kom van die Griekse werkwoord wat beteken om te lyk soos, om te lyk asof, of om te skyn, as iets is, jy weet, as ons praat van, dis 'n skyn van iets. En dit het ontstaan, en dit het ontken dat Jesus 'n werklike mens was. Inteendeel, hulle sê hy het net so gelyk, hy het die skyn van 'n mens gehad. En aan die wortel van hierdie dwaalleer was die siening dat materie in wese boos is, terwyl gees goed is, en daarom het dit toe nou gelei tot allerlei verkeerde idees en gedrag wat sê dat Jesus nie vlees kon wees nie. Met ander woorde, dit het die inkarnasie, die versoening en die opstanding ondermyn. Want as Jesus nie 'n werklike mens was wat vir ons sondes gesterf het en liggaamlik opgewek is nie, dan het ons geen verlossing nie. En daarom is dit belangrik om Jesus se begrafnis te bevestig. En alhoewel hierdie docetisme dalk nie meer 'n probleem is nie, is daar valse leraars in elke eeu wat van Christus Jesus praat. Maar die sleutelvraag moet altyd wees, watter Christus? Praat hulle van die Christus van die Bybel of een van hulle eie maaksel? Dis 'n man met die naam James Stoker dit stel in sy boek The Trial and Death of Jesus Christ, sê, slegs die Christus van die skrifte kon vir ons die verlossing van die skrifte bring. En ook die feit dat Josef Jesus in sy eie graf begrawe het, waar niemand ooit gelê het nie, is betekenisvol. Matteus 27 vers 57 vertel ons dat Josef 'n ryk man was. En onthou julle in Jesaja 53 vers 9 het ons voorspel dat die Messias se graf by die goddeloses gegee en by 'n ryke was hy in sy dood. En Josef se begrafnis van Jesus het hierdie profesie spesifiek vervul. En die feit dat dit 'n nuwe graf was, gee verdere bewyse dat Jesus se liggaam nie met 'n ander liggaam uit daardie graf vermeng kon gewees het of verwar kon gewees het nie. Want syne was die enigste liggaam daar en dit was weg. En al hierdie feite oor Jesus se dood en begrafnis behoort ons vasberadenheid te versterk om 'n dapper standpunt vir hom in te neem, want dit gee ons soliede bewyse dat hy is wie hy beweer dat hy is. En dan vierens om na die kruis te gaan, sal ons daaraan herinner dat Jesus op die 3de dag uit die dood opgewek is. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4, Christus het vir ons sondes gesterf, en dan sê hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. En ons sal die opstanding in ons studies van die volgende hoofstuk Lukas 24 ondersoek, en daarom noem ek dit net terloops hier. En soos julle weet, is die opstanding die fundament van die hele Christelike geloof. Dit is God se bewys aan alle mense dat hy eendag die wêreld in geregtigheid deur Jesus sal oordeel. Soos Handelinge 17 vers 31 vir ons sê. So as jy sukkel om 'n dapper standpunt vir Christus in te neem, gaan gereeld na die voet van die kruis en onthou dat Christus nie net vir jou sondes gesterf het nie, maar ook dat hy uit die dood opgewek is en dat hy binnekort weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Maar dit is steeds nie maklik om 'n definitiewe standpunt vir Christus in te neem nie, want dit is duur. En ons kan dit slegs doen as ons onsself voorberei vir die koste daaraan verbonde. Om 'n standpunt vir Jesus se Here in te neem, is ons tweede punt, wees voorbereid om die prys te betaal. Ons word nie vertel wat met Josef van Arimatea gebeur het na die dag dat hy Jesus begrawe het nie, maar dit is nie net spekulatief om te sê dat hy 'n hoë prys betaal het nie. En ons mag dalk dieselfde koste in die gesig staar. En ek wil hê dat ons hier ook na 3 punte moet kyk. Eerstens, ons moet dalk ons reputasie vir Christus opoffer. Want toe die Sanhedrin hoor dat een van hulle eie hierdie veragtelike Galileër begrawe het, sou hulle beslis geskok gewees het. Die godsdienstige leiers het die man wat blind gebore is en wat Jesus genees het, uit die sinagoge gegooi. Onthou julle in Johannes 9 vers 22 en 34. So dit is nie ver gesog om te dink dat hulle Josef uit die raad gestem het
en hom van enige posisie van godsdienstige of sosiale invloed uitgesluit het en alles in hulle vermoë gedoen het om sy reputasie in Jerusalem te ruïneer nie. En sy vrou en kinders is dalk verstoot. Sy standpunt vir Christus het hom van al sy voormalige medewerkers afgesny. En dikwels is dit nie net jou reputasie in die wêreld nie, maar ook jou reputasie in die godsdienstige wêreld wat 'n knou kry wanneer jy dapper standpunt vir Christus inneem. En julle weet, die evangeliese kerk in Amerika en die Wes, eintlik wêreldwyd, het verdraagsaam geword teenoor omtrent enige iemand, behalwe die man wat vir Bybelse waarheid oor ingewikkelde kwessies staan en ongewilde kwessies staan. Ek het mense in die Christelike bediening al gehad wat my 'n wettisist genoem het, omdat ek preek dat ons God moet gehoorsaam en omdat ek teen sonde preek. Ek is al verdelend genoem, omdat ek nie by die eenheidsbeweging met denominasies wat die evangelies ontken sal aansluit nie. Ek is nie 'n ekumenis nie. Ek is liefdeloos genoem, omdat ek my voorheen verdraagsame siening van sielkunde verander het en begin sê het, dat dit sag is oor sonde. Maar die deurslaggewende saak is nie wat mense van jou dink of sê nie. Die deurslaggewende saak is wat God dink. As jy kleef om hom te behaag, kan jy hom vertrou om na jou reputasie om te sien. En ek het dit al aan my bas gevoel. Ek is verwyder uit 'n gemeente omdat ek skrifgetrou bly staan het. Tweedens, ons sal dalk ons godsdienst vir Christus moet opoffer. Om Jesus te begrawe moes Josef homself seremonieel verontreinig deur 'n dooie liggaam aan te raak, en dit op die vooraand van die Joodse Pasga, waar jy dit nie mag doen nie, soos Numeri 9 vers 6 en weer hoofstuk 19 vers 11 tot 22 duidelik maak. Maar beide Josef en Nikodemus, nog 'n lid van die raad wat by hom aangesluit het, soos Johannes 19 vers 39 vir ons sê, het albei gevoel dat dit belangriker was om Jesus 'n behoorlike begrafnis te gee, as om seremonieel rein te bly vir Paasfees, want Christus was nou hulle ware paaslam wat geslag is. En hulle het hulle rituele laat vaar en Jesus Christus aangegryp. Om 'n toegewyde volgeling van Jesus te wees, moet jy jou godsdienst laat vaar, selfs al gaan dit onder die etiket van sogenaamd Christelik. En met godsdienst bedoel ek enige poging om regverdig te wees voor God of ander, deur sekere reëls te onderhou of deur uiterlike gedrag. Godsdienstige mense is trots op wat hulle doen of nie doen nie, maar hulle oordeel nie sonde van die hart nie. Hulle hou 'n goeie front by die kerk voor, maar by die huis is hulle moeilik, is hulle kwaad, en het is moeilik om mee saam te leef. Maar ware Christendom is 'n saak van die hart. Ware Christene was al aan die kruis, waar hulle nie net op Christus as hulle geregtigheid vertrou nie, hulle word saam met hom gekruisig. Hulle word daagliks die dade van die, of hulle maak daagliks die dade van die vlees dood. Hulle oordeel sondes van denke, sowel as woord en daad. Hulle leef in daaglikse bekering, hulle verootmoedig hulle self voor God en ander, sodat die lewe van Christus deur hulle kan skyn. En derdens, ons moet dalk ons rykdom, ons aardse rykdom vir Christus opoffer. Josef het sy persoonlike grafprys gegee, 'n baie duur ding om te doen. En onthou, hy het nie verwag dat dit binne 3 dae ontruim sou word nie. Hy kon 'n goedkoper graf vir Jesus gekoop het, ergens in die platteland, maar hy het vir Jesus die beste gegee. En hy het ook linnedoeke en speserye gekoop. En hy moes moontlik Pilatus vir die liggaam betaal. Maar hy was bereid om vrygewig te gee, omdat hy in Jesus as sy Here en Messias geglo het. Onthou, in hoofstuk 14 vers 33 het Jesus gesê, so kan niemand van julle my disipel wees, as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen. En nou sê jy dalk sê, hy bedoel seker nie letterlik nie, nee. Nee, hy het dit nie meer letterlik bedoel as toe hy gesê het dat ons families moet haat om hom te volg nie, in hoofstuk 14 vers 26. Maar voordat jy sê, sjoe, en aanhou leef net soos wat jy was,
moet jy baie ernstig nadink oor sy woorde. Jy kan God nie omkoop deur hom 1/10 van jou inkomste te gee nie. Trouwens, ek wil sê vir die meeste van julle, as julle nie meer as 1/10 gee nie, beroof julle God. Die meeste van ons kan maklik baie meer as 1/10 aan die Here se werk gee, as ons werklik in die groot opdrag geglo het, en as ons meer versigtige rentmeesters van ons geld was. Want ons kan baie eenvoudiger leef en baie meer vrygewe gee as ons soos Josef werklik op die koninkryk van God gewag het. En as jy jou geld aan God se koninkryk gee, dan sal jou hart volg, volgens Matteus 6 vers 21, Jesus se eie woorde, want jy sal vind dat jy baie meer toegewy is aan Christus as jy radikaal gee. As jy gee wat veilig en gerieflik is, dan sal jy veilig en gerieflik wees wanneer dit kom by die inneem van 'n dapper standpunt vir Christus. Om 'n dapper standpunt vir Christus in te neem, gaan gereeld aan die kruis, wees bereid om die prys te betaal. En laastens, om standpunt vir Christus in te neem, daag op en doen wat jy kan doen. En hier fokus ek op die vroue wat Jesus uit Galilea gevolg het en nou volg om te sien waar en hoe sy liggaam neergelê is. En hulle het teruggegaan om meer speserye en parfuums voor te berei met die bedoeling om na die Sabbat terug te keer en sy liggaam verder om sy oordentlik te salf. En die kommentator Matthew Henry wys daarop dat hulle optrede meer uit liefde as uit geloof voortgesprei het, aangesien hulle nog nie verstaan of geglo het dat hy uit die dood opgewek sou word nie. Maar ten minste het hulle opgedaag. En waarom was die 11 nie daar saam met hulle om die begrafnis te help nie? Hulle het weggekruip uit vrees vir die Jode, sê Johannes 20 vers 19 vir ons. Maar omdat die vroue daar was en omdat hulle op hierdie opstandingsoggend teruggegaan het, het hulle die voorreg gehad om die eerste getuies van die opgestane verlosser te wees. En Norval Geldenhuys merk op in sy boek Kommentaar op die Evangelie van Lukas, hy sê, in die ure van krisis is dit dikwels die Petrus wat met groot gebare en volheid van selfvertroue lojaliteit aan Jesus gesweer het, wat teleurstel, en is die geheime en die stilvolgelinge van die meester, soos Josef, Nikodemus en die vroue, wat nie huiwer om hom in liefde te dien nie, ten alle koste. Miskien kan jy nie 'n welsprekende verbale getuie vir Christus voor 'n groep mense wees nie. Maar jy kan steeds standpunt inneem deur jou gedrag, deur jou houding en jou stil besluit om nie kompromieë te sluit nie. Daag net op in die sin dat jy Jesus se kant kies, selfs as jy nie duidelik is oor hoe om die geloof te verdedig nie. Toon jou toewyding en liefde vir die verlosser. En hy sal jou gebruik, soos 'n Josef en hierdie getroue vroue gebruik het. En ten slotte, Martin Luther, wat beslis die voorbeeld gestel het van die inneem van 'n standpunt vir Christus, het geskryf, as ek met die hardste stem en duidelikste uiteensetting elke gedeelte van die woord van God bely, behalwe juis daardie klein puntjie wat die wêreld en die duiwel op daardie stadium aanval, dan bely ek nie Christus nie, hoe dapper ek Christus ook al mag blyk te bely. Waar die geveg woed, daar word die lojaliteit van die soldaat getoets, en om standvastig te wees op al die slagvelde is boonop blote vlug en skande as die soldaat op daardie een punt terugdeins. Geliefdes, as daar 'n punt is waar jy weet dat jou standpunt vir Christus, dat jy jou standpunt vir Christus in gevaar stel, waar jy met die wêreld vermeng, maar jy weet dat jy 'n standpunt moet inneem, leer by Josef. Ga na die voet van die kruis en dink aan die verlosser se dood namens jou. Wees voorbereid om die koste te bereken en die volgende geleentheid wat jy kry, daag op en doen wat jy kan om ander te laat weet dat jy aan Christus se kant is. Selfs al was jy voorheen 'n geheime disipel, sal God jou gebruik soos hy Josef van Arimatea gebruik het, om 'n dapper getuie te wees en waardevolle diens vir die verlosser te lewer. Amen. Kom ons maak die oë toe. Hemelse Vader, dankie vir hierdie voorbeeld, vir hierdie man, wat eers uit vrees 'n geheime disipel was,
maar wat op die ou en nie daarmee kon follow nie, wat nie anders kon as om op te staan en op te daag vir u nie. En sy liefde vir u, en sy aanbidding van u vir die wêreld te wys, en u te begrawe, sodat ons hierdie wonderlike bewyse van die opstanding kan hê. Here, dat ons ook so sal opdaag en standpunt inneem vir Jesus. Amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het. Ek hoop hierdie is ook voedsel vir julle siele. Dat julle kan sien, dat maak nie saak wat in jou verlede gebeur het nie. As jy nou opdaag en standpunt inneem vir Jesus, sal God jou gebruik. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week geniet. En as dit die Here se wil is, kom ons volgende Sondag weer eens rondom sy woord bymekaar, sodat hy ons verder kan leer. Maar tot dan mag die genade van die Here met julle wees. Mag die Here self met julle wees. En mag hy julle seën. Shalom.